Goed, broers en susters, baie dankie vir u tyd en u geduld. Ek het nou die voorreg om met u so 'n paar insigte te behandel uit my magisterstudie wat ek so 'n paar jaar gelede voltooi het. En ek het spesifiek in Nuwe Testament gewerk, maar ek het dit probeer hermeneuties deurtrek na die etiek wat ons op die gebied van geslagtelikheid en seksualiteit toepas. En ek wil so 'n paar van die insigte vanmiddag met u deel. As gevolg van die stewige greep wat die patriargale sisteem op ons Afrikanerse kerkwees, ons kultuur en ons denke uitoefen, het baie wanpraktyke rakende seksualiteit vir jare gedui. En is dit selfs deur die kerk gelegitimeer. Onderdanigheid word as 'n deug aan vroue voorgehou. En gevolglik is vroue in die kerk, maar ook deur die kerk en in ander kontekste van hulle menswaardigheid gestroop. En wat die seksuele betref tot objekte gereduseer. En ek gaan vir u aanhaal uit die Nederduits Hervormde Kerk se huweliksformulier. Nie die mooi nuwe ene wat ons onlangs opgeneem het nie, maar die tradisionele ou een wat nog in ons diensboeke is. Anderzijds moet u as vrou weet hoe u volgens die woord van God teenoor u man moet optree. U moet u man lief hê, hom eer en hom gehoorsaam bystaan in alle sake wat reg en billik is. So is die liggaam immers ook aan die hoof van die kerk aan Christus onderdanig. U moet nie oor u man baas speel nie. God het Adam eerste gemaak en Eva as sy hulp. Na die sondeval was God se opdrag aan Eva dat sy haar met die wil van haar man moet vereenselwig. Dit geld vandag nog vir elke vrou. Hierdie opdrag moet u nie verontagsaam nie. U moet dit gehoorsaam en die voorbeeld navolg van gelowige vroue in die ou dae, soos byvoorbeeld Sara wat hulle vertroue op God gestel het en na hulle mans opgesien het. U moet die man ook help met alles wat reg en goed is, aan die gesin en huishouding die nodige aandag gee. Verder moet u ordelik eerbaar sonder wêreldse uitspattigheid lewe, sodat u vir 'n ander 'n goeie voorbeeld van deugsaamheid kan wees. Terwyl vir die man gesê word, andersins moet u as man weet dat God u as die hoof gemaak het, sodat u vrou na die beste van u vermoë kan lei, help, onderskraag en beskerm. Bewys eer aan haar as die swakker geslag, wat saam met u deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Dis ons kerk se huweliksformulier. En vir baie jare het hierdie fundamentalistiese interpretasie van die Bybel geslagsideologie gehandhaaf, wat die onderdrukking van die vrou deur die man eintlik Bybels sanksioneer. En daarom is hierdie dominering van die vrou deur die mans vandag nog in ons samelewing en spesifiek in ons Afrikaanse konteks springlewendig. En die Bybel word as dit ware onreg aangedoen om hierdie norm te regverdig. En oor die algemeen het dit ook tot gevolg dat ons seksualiteit in 'n baie negatiewe lig beskou. Vir baie jare lank 'n verbode onderwerp, veral in die kerk. Seksualiteit en geslagsgemeenskap is 'n onderwerp wat alleenlik in meeste gevalle aan die onbillike en onrealistiese etiek, dat slegs seks binne die huwelik wonderlik en goed is en 'n gawe van God is en ander forme van seks boos en promiskuus is. En ons het nou in die afgelope 2 dae gehoor dat die huwelik soms die onveiligste plek vir die beoefening van seksualiteit kan wees. Maar dan vra ons as kerk, ons as dominees, nou hoe moet ons dan nou die Bybel hier gebruik? En dis waaroor my ondersoek gegaan het. Te sê, natuurlik is die Bybel vir ons gesaghebbend. Dis kanoniek. Maar die gesag van hierdie dokumente lê daarin dat dit 'n appel tot ons rig. Die inherente waarde van die teks maak aanspraak op my as Bybelleser se gehoorsaamheid. Dit beteken natuurlik nie dat ek al die antwoorde op my etiese vrae simplisties kan aflees nie. Maar die tekste moet teen die agtergrond van die destydse kultuur en opvattings verstaan word. En dan moet ons by daardie sake uitkom
wat fundamenteel is vir die Christelike etiek en wat in ons hedendaagse konteks van toepassing is. Wanneer ons die Nuwe Testament nader ten einde 'n etiek oor seksualiteit en geslagsrolle daar te stel, dan loop ons vas teen twee struikelblokke. In die eerste plek is daar nie 'n etiek wat maklik afgelees kan word, wat vir almal van ons dieselfde gesag sal hê nie. En in die tweede plek is die Nuwe Testament ook nie ons handboek oor morele kwessies nie. Die studie waaroor dit in hierdie aanbieding gaan van die veronderstelling af uit dat ons in die hervormde kerk nog altyd ad fontes gewerk het. Met ander woorde, die Bybel is ons vertrekpunt. En die argument in hierdie studie wat ek gedoen het, was ook dat die Bybelse teks uit die aard van die saak geproblematiseer word. Want ons moet uitkom by wat is die gezaghebbende van die Bybelteks agter die kultuur waarbinne dit ontstaan het. En in die problematiek waarmee hierdie studie dan te make gehad het, is dat daar nie 'n eksplisiete afleesbare etiek in die Bybel oor geslagsrolle bestaan nie. En dat die Bybel in ander gevalle weer 'n stilte handhaaf oor kwessies wat in ons dag en datum morele brandpunte is. Daarmee saam moet ons as eerlike Bybellesers erken dat die Bybel deur mense geskryf is en sy ontstaan het in 'n bepaalde konteks wat gevorm is deur mense wat deur 'n spesifieke taal en kultuur gevorm is. Hulle word ook beïnvloed deur hulle geografiese gebied, hulle sosiale opset. En dis baie ver verwyderd van ons postmoderne realiteit. Daar's 'n bepaalde vreemdheid aan die Bybeltekste wat deur die eerlike Bybelleser verdiskonteer moet word. Aan die ander kant het aansprake oor die gesag van die Bybel al dikwels onomkeerbare skade aangerig. Want in die verlede is die Bybel ingespan om die patriargale konteks waarin die teks ontstaan het te handhaaf en te legitimeer. En gevolglik is die onderdrukking en die misbruik van die vrou gesubstansieer. Om die Bybelteks so te gebruik is na my mening om dit geweld aan te doen. Want dit is nie in ooreenstemming met die groter boodskap van die evangelie nie. Om eerlik met die Bybelteks om te gaan, vereis dus getrouheid, maar ook kreatiwiteit aan die kant van die Bybelleser. En hierdie getrouheid en kreatiwiteit behels dat ons ook daarteen sal waak om tekste te reduseer tot 'n anakronisme, met ander woorde iets wat wêreldvreemd is vir ons samelewing vandag en wat eintlik bloedwynig sê vir ons as gelowiges. So die hipotese wat ek toe nou op die ou einde voorgestel het, was dat ons in spesifiek die evangelie van Johannes wat ek bestudeer het, gezaghebbende, kanonieke dokumente het, wat 'n inherente transformerende potensiaal het, wat ons van toepassing kan maak op die praktiese lewens van gelowiges. Maar hierdie Bybeltekste het ontstaan binne die patriargale waardesisteem van die antieke Mediterrane wêreld. So wat ons nodig het, is wat die feministe noem 'n hermeneutiek van suspisie. Die wisselwerking tussen die Bybelteks en die hedendaagse konteks ontstaan, in hierdie wisselwerking ontstaan daar 'n spanning, 'n kreatiewe spasie wat vra dat ons die voorlopigheid en die tydelike aard van ons uitsprake oor hierdie sake sal erken. En hierdie voorlopigheid is dan ook nodig, sodat ons altyd weer, ons het dit in Dominee Tinus se statistiek ook gesien, dat ons altyd weer mense kan uitbring by die ervaring van 'n verhouding met die lewende God. En dat hierdie lewende God homself ook altyd weer in nuwe kontekste openbaar. Dit vra dat ons verby die patriargale aard en taal van die Bybel moet beweeg, na 'n meer inklusiewe taal, maar meer belangrik nog 'n meer inklusiewe denkraamwerk. Ek maak byvoorbeeld altyd so wanneer ek uit die briewe van Paulus lees, en Paulus begin sy argument deur te sê, broers, dan lees ek broers en susters, want die susters moet daarby ingesluit voel. Die Bybelse dokumente bind ons immers nie op rigiede en wettiese wyse nie, maar dit bevry ons vir die waardering van God se genesende krag en sy helende genade in elke nuwe konteks.
Ten spyte van die Bybelse patriargale ingebedheid, word ons uitgenooi om deur Christus se lyding deel te verkry ook aan die triomf van Christus. Dat ons verby hierdie stereotypiese beskouings kan breek en kan leer om ander te sien soos wat Christus hulle sien. Nou die doel van my studie was uiteindelik om die etiek wat veral baie prominent in die evangelie van Johannes voorkom, naamlik die liefde tot die naaste, wat uiteindelik ons enigste kriterium, en dit het ek by die ander dominees en die ander aanbieders in die afgelope 2 dae ook gehoor, dat die liefde uiteindelik ons enigste kriterium vir 'n Christelike etiek is. Dat ons dit ook van toepassing moet maak op geslagsrolle, die huwelik en seksualiteit. Die argument is dat agape, hierdie goddelike liefde, 'n ononderhandelbare voorwaarde is vir enige seksuele verhouding tussen 2 individue. Nie alle heteroseksuele huwelike slaag noodwendig hierdie toets nie. Dit is baie belangrik, dit sluit aan by die beginsel dat 'n huwelik soms 'n gevaarlike plek word waarin individue hulle self vasgevang voel. Die waardes en die houdings wat 'n verhouding definieer en die integriteit van die verhouding bewaar, is eintlik van veel groter belang. En hierdie waardes is in die eerste plek liefde, respek, selfloosheid, vertroue, eksklusiwiteit, kontinuïteit, akkommodering, respek en wederwysige verantwoordelikheid. En wat die Bybel dan nou oor die huwelik in die antieke Mediterrane konteks sê, is nie naastenby gelykstaande in wat ons vandag in die postmoderne westerse konteks onder die begrip huwelik verstaan nie. En die Bybel was ook nie so preets oor seksualiteit soos wat ons graag wou dink nie. Inteendeel, die Bybel sê dat seksualiteit 'n gawe van God is. En dat dit nie iets is waaroor mense as sodanig moet skaam of skuldig voel nie. En wat ek dan probeer voorbetoog, is wanneer ons dan die Bybel wetenskaplik binne sy sosiale en kulturele konteks bestudeer, en ons dan uiteindelik by die retoriek en die teologie van die aanvanklike skrywers uitkom, dan is die boodskap van die Bybel God se heil vir die wêreld. Die boodskap van Jesus Christus wat gesterf het, en dat elke Christen gelowige wat dit dan lees, gedryf moet word tot 'n etiek van deernis, barmhartigheid, regverdigheid, versoening en selflose liefde, wat ons ook in ons interpersoonlike verhoudings behoort uit te leef. Gerritsen het geskryf dat in die evangelie van Johannes, in ooreenstemming met die synoptiese evangelies, hierdie liefdesgebod verhef word tot die sentrale gebod. En dit word veral in verband gebring met liefde tot die naaste. Die grootste klem in die Johannes evangelie word geplaas op die horisontale implikasie van hierdie gebod, waar Christus sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En daar is nie 'n vertikale, ekwivalente opdrag met betrekking tot liefde vir God nie. Die nuwe gebod, wat tydens die laaste avondmaal deur Jesus aan sy disippels gegee word, wanneer hy hulle voete was, is net op die horisontale vlak. Met ander woorde, julle moet vir mekaar omgee. In hierdie konteks suggereer vir ons iets van die selfopofferende en totale oorgawe van die self, wat met hierdie liefde geïmpliseer word. En die navolgers van Jesus is alleenlik tot hierdie daad van liefde in staat, omdat ons die liefde van Christus eerste ontvang het. Johannes 15 vers 12 tot 13, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Dit word die opdrag en word die daad van selfoorgawe, eksplisiet deur dit in verband te bring met dit wat Jesus Christus reeds gedoen het, toe hy aan die kruis gesterf het. Dit gaan dus nie hier oor 'n soort altruïsme, soos wat ons dikwels by Markus, Matteus en Lukas aantref nie. Dink byvoorbeeld aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, gaan wees goed, gaan wees barmhartig nie. Maar Johannes sê, Jesus het lief gehad, daarom moet julle lief hê.
Dit gaan dus ook oor 'n verstaan van wie Jesus Christus is. Dit word teruggevind in die voorbeeld van Jesus. En wat hierdie gebod dan nou nuut maak, is die motief wat daar agter lê. Soos ek sê, Johannes se Christologie, met ander woorde, sy verstaan van die persoon van Christus. Ons het nie lief omdat ons net 'n gebod wil nakom nie. Maar ons het lief as gevolg van die feit dat Christus reeds lief gehad het. Ons lewer bloot 'n respons op dit wat Christus reeds gedoen het. En dan is my argument dat wanneer ons dan nou by hierdie etiek van die liefde uitgekom het, dan is dit by uitstek wat ons moet van toepassing maak op ons interpersoonlike verhoudings en veral ons intiem persoonlike verhoudings, ons huwelike. Omdat die etiek van Johannes in sy evangelie by uitstek ten opsigte van die nuwe familie van God is wat Jesus Christus tot stand gebring het. En wat hierdie gemeenskap kenmerk, juist die liefdesgebod is, het ek nou in my studie gegaan en gesê, goed, hoe maak ons dit nou van toepassing op ons persoonlike verhoudings en veral ons intieme verhoudings? 'n Mens kan die vraag dan nou ook vra, hoe kan daar enige waarde geheg word aan die algemeen aanvaarde beskouing dat die Christelike geloof manlike dominansie voorstaan? En 'n eerlike ondersoek oor die agtergrond van die ontstaan van die Christelike geloof toon aan dat dit hierdie patriargale sisteem is waarbinne die Bybel sy ontstaan gehad het. En die kultuur van die Bybel, of die agtergrond waarteen die Bybel ontstaan het. En hierdie dinge, broers en susters, is nie bo kritiek verhewe nie. Dit blyk vir my baie duidelik vanuit die vroeë Christusbeweging, die vroeë Jesusbeweging, dat hierdie mense in elk geval die kultuur van hulle dag blaatant uitgedaag en ontmasker het. Die vroeë Christelike beweging was in duidelike konflik met die kultuur van die dag, veral wat geslagskwessies aanbetref. Want die Jesusbeweging het vroue juis bemagtig en hulle opgehef. Die belangrikste beginsel binne die vroeë Christelike gemeentes was juis hierdie gelykwaardigheid. Dat ek my naaste moet lief hê, dis die hartklop van die familielewe. Dit moet ook die verhouding tussen man en vrou typeer. Die selfverloning van die kruis is nie die doel op sigself nie, maar dit probeer liefde as gelykwaardige beginsel herstel. En wanneer dit in 'n krisis verkeer weer in balans bring. En so word beide, man en vrou, geroep om hierdie kruis van selfverloonde liefde te dra. En in diens aan mekaar, en in diens van die gelykwaardige behandeling van beide geslagte. Stewart van Leeuwen het geskryf dat die afwysing van die leer van manlike dominansie so 'n sterk dwaalleer is dat sy dit wil gelykstel aan die dwaalleer van apartheid. Want dit word 'n bron van soveel misbruik en van soveel onreg wat in die naam daarvan aan vroue gedoen word. En die ondersoek na die historiese konteks bring aan die lig dat Jesus baie radikaal was. Dat hy iets splinternuuts ingelei het wat beide die manier van dink en die praktyk van doen tussen die verhouding man en vrou geraak het. 'n Verantwoordelike poging om getrou te wees aan die Bybelse visie is om te doen wat ons by die vroeë Christelike beweging vind. En dit is hierdie rigting van volkome gelykwaardigheid. En vandag beteken dit as daar enige iets minder as volkome gelykwaardigheid te vind is, dan is dit 'n miskenning van die persoon van die vrou. En wanneer ons die Bybel letterlik gaan interpreteer of fundamentalisties gaan lees, dan gaan ons die teks verarm. En daarom hierdie oorbeklemtoning van hierdie analogie, Christus as die hoof van die kerk, soos die man die hoof van die vrou, raak toenemend irrelevant. Wanneer 'n analogie of 'n metafoor geuit raak, dan wys dit nie meer na iets groters nie, en dit verloor sy vermoë om iets van die misterie van God te verklaar. Die hele aspek van
wat ons in die brief van die Efesiërs hoor, ook van, dat man en vrou in gehoorsaamheid aan Christus aan mekaar onderdanig moet wees. Die manlike kant van die onderdanigheid is altyd onderbeklemtoon. Dit kom nie eers in die huweliksformulier na vore nie. In steede daarvan moet die vrouens die hele tyd die boodskap van selfverloning en onderdanigheid hoor, en hulle het dit oor eeue heen geïnternaliseer. Maar die waarheid van die saak is wanneer ons manne die evangelie hoor, dan word hulle eintlik minder dominant. Dan sien hulle eintlik af van die mag. Verder wil ek die punt maak dat ons moet onthou, die terme manlik, vroulik is kultureel gedomineer. Met ander woorde, dis iets wat mense aan die geslagte toeken. Ons praat in ons kultuur van wat is 'n man se werk, wat is 'n vrou se werk. En daar's tog kulturele antropoloë wat aantoon dat in ander gemeenskappe in die wêreld daar dinge is wat in ons kultuur die vroue werk is, maar uitsluitlik deur die mans gedoen word, soos om te kook, te weef of klere te maak en mandjies te vleg. En dat die vrouens die is wat gaan vis vang en die vee oppas. Ons kan dus tot die gevolgtrekking kom dat die mens besonder aanpasbaar is. En dat ons ook maar die gevolg is van ons kulturele omgewing. Individue leer 'n geslagsidentiteit op 'n baie vroeë ouderdom aan. En dit word aangeleer deur met die ouer van dieselfde geslag te identifiseer. En soos wat kinders groot word, ontvang hulle gedurig deur hierdie boodskappe, hoe is seuns en dogters onderskeidelik veronderstel om op te tree. In plaas daarvan dat ons mense net universeel as persone beskou, word hulle van kleins af gekondisioneer, selfs deur die klere wat ons vir hulle aantrek. Seentjies dra blou, dogtertjies dra pink. Die kerk het nie alleenlik hierdie onderskeid wat die samelewing tref goedgekeur nie, maar ons het dit ook aangemoedig. En 'n kind kom baie gou agter, die meeste leidende posisies in die kerk word deur mans beklee. En wanneer ons God se plan met die mensdom probeer verstaan, moet ons by die doel begin. Die eenheid van alle mense in Christus. En die kerk moet hierdie doel aktualiseer. En ons moet dit 'n realiteit vir ons lidmate maak. Deel daarvan is om te verstaan wie ons mans en vroue in Christus is. Ons moet gaan kyk wat die Nuwe Testament ons leer en wat ons lewe in Christus werklik beteken. En daaruit moet ons aspireer vir 'n lewe van menswaardigheid wat ons uiteindelik na alle mense toe bring. En dit bring, broers en susters, 'n baie persoonlike verantwoordelikheid mee. 'n Diepe persoonlike toewyding aan wat van elke gelowige geëis word. Dis by uitstek die verantwoordelikheid van die kerk, want die kerk moet die lig wees. Die wêreld behoort die oplossings vir dilemma's wat ontstaan deur hierdie nuwe bewuswording van menswaardigheid in die gemeenskap van gelowiges raak te sien. Ons het dikwels al daaroor gepraat, die kerk volg die samelewing. Die kerk is nie die een wat die deurbraak maak nie, en dit moet eintlik juis andersom wees. En daarom het die feministe 'n belangrike rol gehad om te speel. Hulle het die kerk se onvermoë besef om die basis waaruit hierdie probleem ontstaan het uit te wys. En die feminisme het sekere onregte in die kerk begin uitwys, en ons behoort daarna te luister. Die kerk moet homself kan verwoord op die vraag wat ontstaan. Aangesien daar blaatante of latente diskriminasie teen vroue in Christelike kerke tot vandag toe nog is, op grond van die Christelike kerklike tradisie. En dan is daar 'n paar vrae wat die teoloog Hans Koen aan die kerk rig. U weet dat binne ons eie susterskerkfamilie is daar nog steeds 'n kerk wat vroue die amp verbied. Op grond waarvan kan 'n mens dit goedkeur, gegee die leidende rol wat vroue in die Nuwe Testament gespeel het. En die feit dat die vrou in vandag se sakewêreld, gemeenskap, onderwys en kultuur volledig haarself kan uitleef. Was Jesus en die vroeë kerk nie juis hulle tyd vooruit
in hulle evaluering van die vrou nie. Naamlik, dat die kerk wat voortgaan om die vrou te weier eintlik agter die evangelie is. Is dit dan nie tyd dat ons in die gees van die evangelie hierdie praktyk van diskriminasie moet beëindig nie? En dat ons vrouens regtig die waardigheid bied wat hulle ook in die kerk toekom nie. En dat ons dit sal doen in die gees van ons stigter. 'n Stigter wat 'n gemeenskap van vryheid, gelykheid en broeder of susterskap tot stand gebring het. Want die kerk behoort 'n gemeenskap te wees van hulle wat vry is. Die kerk moet nie gekenmerk word as 'n plek waar daar verdrukking of onderdrukking is, of waar een groep mense bo ander verhewe is. Maar die belangrike is, broers en susters, dat hierdie moet sigbaar gemaak word. Die kerk moet in beginsel 'n plek wees waar almal gelyk is. Dit moet 'n gemeenskap van broers en susters wees. Die kerk mag nie patriargaal of paternalisties wees nie. So wanneer dit by die bekleding van ampte kom byvoorbeeld, kan daar nie de facto teen die vrou gediskrimineer word nie. Die beginsel van hierdie gelykwaardigheid behoort juis binne die gestruktureerde orde van die kerk beslag te kry. Die kerk moet gesien word as 'n plek waar hierdie broeder en susterskap bevorder word. In haar werk Feminism and Christian Ethics betoog Susan Paasen vir 'n beweging in die rigting van 'n nuwe humanisme. Vroue wat bevry en bemagtig moet word ten einde groter vervulling in hulle menslike bestaan teweeg te bring. Sy beklemtoon dat feministiese denke uiteindelik 'n moreel-etiese doel nastreef. Dit beliggaam eintlik maar net 'n kritiese ingesteldheid, 'n evaluering van bestaande morele stelsels, 'n hoop op bevryding en vervulling. Dis eintlik die sentrale agenda van die feminisme. En deur die ontdekking van hierdie nuwe humanisme, waarin man en vrou beide erken word as na die beeld van God geskape en bedoel vir gemeenskap met mekaar en met God, kan die feminisme haarself dalk transcendeer en die hoop en die toekoms bied wat dit beloof. Broers en susters, ek wil ten slotte, voordat ek vir die kort videoklip wil wys, wil ek net vir julle sê, jy moet nie in my betoog 'n aanval hoor van vrouens teenoor mans nie. Ons is lankal daarby verby. Ons is in die hervormde kerk, goddank, al 30 jaar daarby verby. Die aanval is heens hierdie sisteem. Hierdie patriargale sisteem wat uit 'n prehistoriese tyd dateer. En die fout wat ons vir te lank in die kerk gemaak het, is ons het die sisteem geperpetueer in plaas van die boodskap van die evangelie. En dis my betoog. My betoog is dat ons die sisteem moet veg. Hierdie sisteem wat mense nog in soveel kontekste van hulle menswaardigheid ontneem en wat maak dat mense die Bybel misbruik om te sê asof dit nou iets is wat van God afkom, asof dit nou iets is wat goddelik gesanksioneer behoort te wees. Dis waarby ek wil uitkom. Gerard, kan julle vir ons die videoklip wys asseblief? Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman. You might even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl, which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it.
still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turn 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed, because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes. But they were, of course, only jokes. So you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore. Just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong, and then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from weird guys by the pool, or even friends. Because behind every joke there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life. But dear Daddy, I will be born a girl. Please do everything you can so that that won't stay the greatest danger of all. Broers en susters, hierdie was 'n reklameveldtog teen geweld teen vroue wat in, ek dink Denemarke geloods is. En hierdie video het net soos hulle in die moderne taal sê viral gegaan. Maar dit verwoord dit so mooi. Niemand van ons hier dink ons sal ooit onsself of ons seuns skuldig sien aan verkrachting of die misbruik van vroue nie. Maar ons ken almal die grappies, ons ken almal die praatjies, ons weet almal wat seuns in koshuise sê, en dis oukei. En die ding sneeubal, want dit word uiteindelik deel van 'n ideologie. En daarom het ek met die tieners waarmee ek werk, die voorreg om vir die seentjies te sê, hierdie is julle verantwoordelikheid. Julle moet na julle sissies kyk. Julle moet na julle sissies in die geloof kyk. Want dis die goed wat gebeur. Ek sê vir u baie dankie.
Broers en susters, daar is so 10 minute vir vrae. Baie dankie Alrisha. Ek dink die belangrike gedagte of die konsep, en ons praat in elk geval in hierdie stadium oor die konsep van gesinsgeweld. En ja, die realiteit is, ons is in 'n samelewing, en ons gaan bietjie later vanaand ook weer eens daaroor gesels, ons is in 'n samelewing wat blootgestel is aan traumatiese gebeurtenisse. Ek het nou nie te veel wat ek nou in diepte wil ingaan ten opsigte van dit nie, maar die volgende woord en die volgende gedagte is wat ek graag in u as afgevaardigdes in midde wil nalaat. En dit gaan oor 'n wederwysige respek. Ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens dit sal verstaan. Ons kan hierdie temas beredeneer en debatteer en ons kan daaroor verskriklik baie sê. Maar as ons nie begin by 'n respek vir jouself nie, en jy begin nie by 'n respek vir die mense rondom jou nie, dan het ons 'n bepaalde probleem. So daarom is my oproep en ook my versoek tot elkeen van ons hier. Ek sê vir mense, vir my as ouer wat 2 jongerige kinders het en in hierdie opvoedingstaak tans besig is, word 'n mens genoodsaak om bietjie totaal en al anders te kyk daarna. So nou gaan ek vir julle so 'n interessante grappie vertel, en ek beskou dit alhoewel dit is 'n grappie, is ook 'n bietjie redelik ernstig. My dogtertjie verjaar komende Saterdag en dan word sy 6 jaar oud. Nou, vir my is dit belangrik dat sy die nodige beskerming geniet vir dit wat in hierdie lewe aan haar gebied kan word. Nou is hulle maar kinders by 'n skool, en soos wat met enige kind by 'n skool gebeur, is hulle vinnig en hulle is besig en hulle stamp aan mekaar, en sy kom toe die een middag by die huis en sy sê vir my, hierdie seentjie by die skool het haar gestamp. En ek vra nou, wat het gebeur? Nee, sê sy, hulle het daar by die klimrame gespeel en hulle was besig. Ek sê, goed, het hy later in die dag weer na jou toe teruggekom en weer aan jou gestamp. Toe sê sy, nee, dit het net daar gebeur. So onmiddellik het ek agtergekom, daar was 'n stuk sensitiwiteit oor haar ruimte, oor haar menswees en alles wat daarmee saamgaan. Maar ek het haar 2 goed geleer daardie dag, en as 'n ouer is ek vas oortuig daarvan dat ek haar die regte goed geleer het. Die eerste ding was dat sy die oordeel sou tref deur te sê, wanneer dit 1 keer gebeur, moet ek en jy daarom albei bewus wees daarvan dat dit 'n ongeluk kan wees. 'n Mens moet ook nie altyd alles agter iets gaan soek wat nie noodwendig die bedoeling is nie. So as hierdie seentjie, kom ons sê nou maar sy naam is Marco, jou op die speelgrond toevallig gestamp het en dit was 'n ongeluk, dan was dit 'n ongeluk. Ek sê maar as Marco nou 'n 2de keer na jou toe kom, en hy kom 'n 3de keer na jou toe en 'n 4de keer na jou toe, dan word jy later sy teiken. Toes my advies, vra, maar dan stap jy na Marco toe, en jy gaan staan daar voor hom, en jy sê vir hom, Marco, ek wil graag vir jou 'n drukkie gee. En as hy nader staan vir sy drukkie, en jy sit jou armpie so om sy skouers, dan vat jy jou regterkniegie, en jy tel hom op. En jy sê vir hom, dit was die laaste keer wat jy aan my gestamp het. Maar ek het my kind 2 goed geleer. En as 'n pa is ek oortuig daarvan dat ek haar die regte goed geleer het. Ek het haar geleer om onderskeid te tref, dat wanneer die stamp die eerste keer gebeur en dit is 'n ongeluk, dan onderskei jy dit as 'n ongeluk. Maar die 2de keer, die 3de keer, die 4de keer het jy die reg, en ek sê dit nie net vir mans nie, ek sê dit vir vrouens, ek sê dit vir elkeen van ons. Jy het die reg om jou menswees te beskerm. En doen wat jy nodig het om jouself te beskerm. So dames, as dit baie keer beteken dat jy daardie regte kniegie gebruik dit met passie, asseblief. Ek gee nie meer drukkies uit, klaar besluit. Ek wil nie 'n vraag vra nie, ek wil eintlik 'n kort storieetjie vertel. Ek was op 'n stadium mede-aanbieder van 'n jeugkamp. Party van die het al die storie gehoor. En ek het die geleentheid gehad om met 'n meisie van 18 'n persoonlike gesprek te voer tydens die kamp oor haar gesin. En op 'n stadium tydens die gesprek het sy op een van hierdie stoele, soos hierdie waarop ons hier sit,
het sy in die fetusposisie opgekrul en met trane in haar oog vir my gesê, oom Gerard, ek wil nie meer bang wees nie. Sy het my vertel hoe haar pa, haar ma aanrand, haar boetie aanrand en haar aanrand. Sy het my vertel hoe haar boetie teen haar pa opgestaan het en hom probeer keer het om haar ma aan te rand en wat hy toe met haar boetie gedoen het. Sy het vir my vertel hoe sy op 'n aand uit die huis uitgehardloop het terwyl haar pa op haar geskiet het. En so iets skok mens nogal tot in jou wese as iemand so 'n verhaal vir jou vertel. En om sin uit dit te probeer maak, vra ek te vir haar, was julle polisie toe? En sy het gesê, haar pa is 'n polisieman, hulle kan nie. Uit vrees, geregverdigde vrees of nie, maak nie saak nie, maar vrees was daar, dat die polisie haar pa gaan beskerm. Dit maak nie saak of hulle dit sou gedoen het of nie, dit is wat in hulle harte in vrees geleef het, want daardie vrees wat 'n kind en 'n vrou en in party gevalle 'n man het as gevolg van gesinsgeweld, is iets wat jy nie kan beskryf en kan indink as jy nie self daardeur is nie. Die hele ding het my geruk, maar daar is iets wat my bybly en dis hoekom ek hierdie verhaal al 'n hele paar keer vertel het. Ek vra haar toe, wat was julle al na die kerk toe? Kan die kerk julle nie help nie? En haar antwoord van my was, wat kan die kerk doen? En dit is wat my die meeste geruk het. Is om te sê, maar die kerk kan hulle nie help nie. En my vraag is, moet die kerk nie kan help nie? Moet die kerk nie 'n plek wees waar ons vir mense wat die ontsettende moeilike stap neem om vir ander te vertel hiervan. Die vrouens, en ek is oortuig is vrouens wat op die stadium presies weet waarvan gepraat word, wat die vrees moet oorkom om te sê ek word mishandel. Maar die kerk nie 'n plek wees waar ons hierdie vrouens kan help om daar uit te ontvlug as hulle daardie kritieke stap neem om te sê help my nie. Die kerk nie 'n plek wees waar ons kan sê as daar nou iemand is wat ons wil beveilig, wat ons wil bevry hieruit, dat ons nou vir hulle 'n plek kan gee, 'n bed om in te slaap, 'n huis met 'n deur wat sluit en 'n alarm om daai pa te keer om daar in te kom nie. Het die kerk nie 'n rol te speel nie. Gesinsgeweld was die laaste van die 8 diensvelde wat ons by die ADV onderskei het van die ander. Ek dink dit moes jare en jare terug al gebeur het, dat ons die saak van gesinsgeweld aanspreek. Dankie. Dis nog 2 vrae. As ek net gou vinnig daarop kan reageer, Gerrit, ek het net nou hier buite met Charmaine Forrie ook gepraat en daar die begeerte dat die kerk daadwerklik moet betrokke raak by hierdie diensveld was by ons albei al lankal in ons harte, en dit is jammer dat ons nou eers daarby kom, maar gelukkig is ons nou daar. En in aansluiting ook by dit wat Jaco gesê het, broers en susters, ek kan nie genoeg beklemtoon dat die saak van gelykwaardigheid nie, dit is vir alles begin. Dit begin by ons taal, dit begin by hoe ons praat, hoe ons teenoor mekaar optree, dis die voorbeeld wat ons kinders sien, dis die boodskap wat ons as kerk uitdra. Gelykwaardigheid, dis so ontsettend belangrik. Ek sien. Arisha, ek wil by jou aanhaak, ek dink jy het nou 'n paar belangrike goed gesê en veral die video het dit uitgelig. Ek onthou as student in die koshuis, is ons deur manskoshuise genooi, 'n gangskakeling en dan gaan drink jy nou 'n bietjie wyn en so aan. Totdat een van my mede-kollegas vir my gesê, ja, maar wyn maak ons 'n vrou maklik, nou. Hierdie goed is in ons samelewing. Jy sê nie jou pa se nie, jy sê jou ma se. Jy sê nie jy is 'n penis en jy sê jy is 'n doos. Dis die vrou se liggaam waarmee ons mekaar vloek. Want die vrou is sleg, die vrou is lelik,
en seksualiteit is iets vuil. En dis nie wat die woord sê nie. Amen. Hierdie grappies en dinge kom saam met ons seuns vertel dit, en ek as opvoeder vra vir myself elke dag af, hoe leer ek hierdie seuns om hierdie meisies met respek te hanteer, en die meisies om ook nie hulle self as seksuele objekte te sien nie. Wat is die grappies wat ons vertel om die braaivleis vier? Wat dra ek oor aan my kind? Op 'n stadium is 'n meisie gejaag deur ouetjies in 'n golfie, en die ouers het gesê, laat nag, en sy het 'n ongeluk gemaak, maar wat is so erg daaraan? Ek wonder wat is die boodskappe wat Oscar Pistorius gekry het, as hy uitbarstings kry, dis okay, jy's 'n seun, jy mag maar, of jy's 'n ster, die Mori monster. Ons sien hierdie goeters rondom ons, en hierdie diskriminasies, in ons woorde, in ons taal, jy is heeltemal reg, en ons besef nie, soos wat jy tereg gesê, dit word omskep in 'n ideologie van ongelykheid. Van ek het die reg om daai vrou te doen met haar wat ek wil, want sy is dronk. Sy sê nie nee nie, so wat? Snoei julle vir wyn, want dan word julle maklik. Dankie. Dankie, Paula. Almien. Lyk my, dit is 'n tyd van stories vertel. Ek en my man en my 3 dogters en hulle mans is by in die bos op Nelspruit. Ons wag vir 'n vertoning. En agter ons sit 'n pa en 'n ma met 'n klomp seuns en meisies en sissies, 'n klomp jong mense. En daardie pa met sy seuns maak aanmerkings voor die ma en voor die dogters oor elke meisie, jonk, oud, vet, maar oulik, nie so oulik nie, wat by hulle verbystap. Soveel so dat een van my skoonseuns naand opstaan en sê, sal julle stil bly, hier is kinders, want ons klein kinders is saam. En dit het my en my meisiekinders aan die dink laat sit. Hoekom gebeur dit met party en ander nie? En na ons vreeslik oor die ding gepraat het, lees ek toevallig ook dieselfde konklusie waartoe ons gekom het. Mense gaan vreeslik te kere oor die ma in 'n huis. Ouens, 'n afwesige pa en 'n pa wat nie sy dogters leer, dat hulle nie nodig het om met rubbish vir hulle op te hou nie, is meer werd as 1 miljoen ma's in 'n huis. As 'n meisiekind nie kan sien hoe haar pa, haar en haar ma met respek en eerbied en gelykheid en alles behandel nie, sê ek vir julle, fight ons 'n losing battle. Die kerk moet by die papas begin, wat toelaat dat hy lelik en om 'n braaivleisvuur met 'n bier in sy hand, vir die ma sjant, bring die dit, doen die dat, maak die sis, maak die so. Ouens, ons moet by die paas in ons samelewing begin. Dit is ons kerkse werk. Want as jou kind by haar pa geleer het, ek hoef my nie met rubbish op te skeep nie, gaan sy nooit toelaat om dat sy 'n slagoffer van geweld gaan raak nie. En sy gaan dit net deur haar pa se voorbeeld kry. Baie dankie, Almien. Ek wil 'n slotopmerking maak voordat ek vir Dominee Mariaan aan die woord stel. Onthou, ons gaan vanaand nog praat, oom Andries. Ek wil daarbey aansluit deur te sê, Almien, ek het vir die manne in die Nederduitse Hervormde Kerk die wêreld se respek. En ek kan vir hulle en oor hulle, veral ons dominees, kan ek net goeie goed sê. Want hulle was die mense wat toe ons nie die voorreg gehad het om in die ampt te mag staan nie, aan die binnekant was en beklei het. Ons sou nooit gehoor gewees het as dit nie was vir die manne wat nie hierdie ding gedryf het nie. En daarom is my appel nog steeds, ons het die manne nodig. Want as ons oor hierdie ding kerm, dan is dit altyd, ja, julle vrouens kerm nou weer oor hierdie ding. Voel julle nie, julle word gelykwaardig behandel. Maar as die manne dit sê, dan dit gesag. Dan word dat daarna geluister. So ons het die paas nodig, ons het die diakens nodig, ons het die ouderlinge nodig, ons het ons dominees nodig om hierdie boodskap baie sterk uit te stuur.
Ons gaan vanaand nog verder hieroor gesels. Baie dankie vir die feit dat u in die middaguur na my geluister het en vir u aandag.